Vader, dit is met 'n diepe ontzag in ons harte, dat ons knieë en ons harte voor U buig, Here. Vader, U het mense van elke uithoek van hierdie omgewing waarin ons woon. En as ons nou dink ook uit Suid-Afrika, ook bymekaar gebring om vanoggend hier te wees. Vader, ons besing U goedheid, Here. Daar is niemand soos U nie. U is 'n God van wonders. En ons aanbid U. Vader, ons bring die lof van ons harte. U is God. U is heilig, alomteenwoordig, alwetend, alwys. Ons aanbid U. U alleen is ons lof waardig. U is 'n enige Here. Dierbare Here Jesus, U is ons verlosser, saligmaker. U het 'n heilige lewe gelewe. U het aan 'n ruwe kruishout gesterf, 'n offer in ons plek, in my plek, sodat ons lewe kan ontvang en dit in oorvloed. Die ewige lewe kan ontvang. Wat 'n geskenk. En dierbare Heilige Gees, elke dag dan praat U met ons. U bemoedig, U versterk, U lei ons. U werk in ons harte om te wil werk na die welbehae van die Vader. Ons aanbid U. Here, daar is dankbaarheid in ons harte. As ons terugkyk oor die afgelope jaar, dan sien ons U hand. Ons sien U hand in beweging, U uitgestrekte arm wat lei, wat help, wat begelei, wat troos, wat versterk, wat uithelp, ophelp. Ons aanbid U, Here. En daarom kan ons ook nou bid en ons weet dat die toekoms is in U hande. Soos die psalmdigters ook sê, ons tye is in U hande, alles van ons. Ons ken nie die toekoms nie, maar ons weet U ken dit. En daarom plaas ons maar net weer eens hierdie offer, ons gemeente, ons lewens, ons alles in U hande. Want ons weet, by U is dit veilig. Ons aanbid U. Ons kan ook, omdat U getrou is en ons U trou kan vier, Here, ook hulle wie U nodig het in die liggaam by U voete neerlê. Ons dink aan Tannie Marietjie, ons weet, Here, dat U saam met haar is. Ons dink aan Dominee Johan Hendriks, Here, dat U saam met hom sal wees. Ons bid vir wysheid en insig in die medisy, vir die antwoorde wat hulle moet gee. Maar ons weet dat U het hierdie liggame kunstig verweef. U ken die liggaam. En Here Jesus, U het aan die kruis gesterf ook vir ons genesing. En ons bid, Here, dat U hulle sal aanraak en sal genees. Vader, lei ons deur hierdie diens vanmôre, maak ons harte en ons oë oop om te hoor, te kan sien en dat ons ook sal luister. Seën asseblief ons diens. Amen. Nou ja, jy kan U plekke inneem. Soos jy weet, is daar nie kinderbediening vanoggend nie, omdat dit 'n verjaarsdagviering is, maar wel, ons weetleerders raak mos nou maar so 'n bietjie besig. En as U voel as ouer, dit raak dalk te veel, hierdie eerste klaskamer net hier om die hoek is oop, as jy dalk voel U wil daar gaan sit. Daar is nie klank of enige ietsie, maar U behoort te kan hoor, maar ons is regtig gelukkig daarmee met 'n besige kerk. En kinderharte wat hou van gesels, ons verstaan dit, en dit is 'n groot voorreg om elkeen hier te kan hê. Nou ja, is ook wonderlik as ons dink aan Veritas, en dit val ook binne ons as gemeenteraad se doel om die gemeente toe te rus. Ons weet, dis waarvoor die woord van God daar is, sodat die mens van God
wat geroepe is vir die bediening, maar ook elke lidmaat volkome toegerus sal wees. En hierdie jaar het ons 2 persone by Veritas en een is ou JB. Hy kruip weg daar agter en dan ook Levon wat ook voortgaan met Veritas. So ons is bevoorreg en as jy enige meer inligting nodig het, asseblief skryf in, dit is baie goed. Psalm 107 is ons skriflesing vanoggend. Die opskrif let op die Here se dade van trou. Nou ja, as ons kan terugdink in die jaar waarin ons was en ons moet begin alfabeties of selfs kronologiese volgorde moet skryf van God se trou die afgelope paar maande, ek dink gaan ons 'n boek skryf. God is goed. God is goed en ons eer hom. Maar kom ons lees Psalm 107. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So moet die mense sê wat deur die Here bevry is. Die wat hy uit hulle nood bevry het en uit baie lande versamel het, uit die ooste en die weste en die noorde en die suide. Party was verdwaal in die woestyn, in 'n barre wêreld, en kon die pad na 'n bewoonde stad nie kry nie. Hulle was honger en dors. Hulle was uitgeput, maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en hy het hulle gered uit hulle elende. Hy het hulle op die regte pad gebring en by 'n bewoonde stad laat uitkom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Hy het die dors geles van die wat versmag het. Hy het die goeie in oorvloed gegee aan die wat honger gely het. Party het in die donker gesit, in diep duisternis. Hulle was gevangenes, in elende en in boeye, want hulle het hulle verset teen die bevele van God. Hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan. Hy het hulle laat knak onder swaar kry. Hulle het in mekaar gesak en niemand het hulle gehelp nie. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en hy het hulle bevry van hulle elende. Hy het hulle uit die donker, uit die diep duisternis laat uitkom, en hy het hulle boeye stikkend gebreek. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan die mense doen, want hy het koperdeure oopgebreek, ystergrendels stikkend geslaan. Party het dwaas opgetree en deur hulle rebelse optrede, hulle sonde het hulle in die elende beland. Alle kos het hulle laat walg en hulle het by die dood omgedraai, maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en hy het hulle bevry van hulle elende. Hy het hulle met 'n enkele woord gesond gemaak, hulle aan die dood laat ontkom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan die mense doen. Hulle moet dankoffers bring en met blydskap van sy dade getuig. Party het met skepe die see bevaar en hulle bestaan op die groot waters gemaak. Hulle het die werk van die Here ervaar, sy wonderdade op die diep waters. Op sy bevel het 'n stormwind opgesteek en die golwe opgejaag. Die skepe het hemelhoog gestyg en na die dieptes afgeduik. Die bemanning was radeloos van angs en het soos dronk mense gesteier en gewaggel. Al hulle seemanskuns het niks gehelp nie. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en hy het hulle veilig uit hulle elende gelei. Hy het die stormwind stil gemaak en die golwe van die see het bedaar. Die seevaarders het hulle verheug oor die kalmte. God het hulle veilig gelei na die hawe waar hulle wou kom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan die mense doen. Hulle moet van sy grootheid getuig in die volksvergadering, hom prys in die byeenkoms van die leiers. Hy verander waterryke gebied in woestyn, fonteinwêreld in dorsland. Hy maak vrugbare grond brak oor die slegte dade van die wat daar woon. Hy verander woestyngebied in rietvlei, dorland in fonteinwêreld, en laat hongermense hulle daar vestig, dat hulle stede kan stig om in te woon. Hulle bewerk lande en plant wingerde en die lewer hulle oeste. Hy seën hulle en hulle word vinnig meer. Hy laat hulle vee nie minder word nie.
En as die mense minder word en wegkwyn onder die druk van teëspoed en moeilikheid, dan is dit die magtiges wat hy tref met vernedering en wat hy laat ronddwaal in die wilde wêreld sonder pad. Hy beskerm die armes teen verdrukking en maak hulle nakomelinge so talryk soos kleinvee. As die opregtes dit sien, is hulle bly. Alle onreg het tot 'n einde gekom. Wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee. Hulle moet let op die Here se dade van trou. Wat 'n wonderlike en kosbare psalm wat vir ons neergepen is. Nou ja, soos Dominee Niels reg gesê het, as jy kyk na die psalms, dan moet jy dit heel anders interpreteer as elke ander skrifgedeelte, maar psalms en spreuke, as jy dit net kan bestudeer 'n hele jaar lank, het jy genoeg gereedskap om 'n baie goeie lewe te kan leef. Wat 'n kosbare psalm. Die tema wat die Here op my hart gedruk het om met u te praat oor, na aanleiding van wat ons gelees het, is dankie vir u liefde. Dankie vir u trou. En ons vier God se liefde, ons vier God se goedheid. En ek wil hê u moet verstaan waar die klem lê. Die klem lê op God en nie op die mens nie. Geliefdes, wie ook al in watse leiersposisie is in hierdie gemeente, is daar omdat God hulle daar geplaas het, en ons is daar diensbaar. Maar dit is God se gemeente. En ons het dit al so baie gesê, maar dit is wat ons bely. Christus is die hoeksteen, Christus is die fondasie, en verseker meer oor hierdie tema wat ek nou net genoem het, volgende week, wanneer ons so 'n bietjie gaan gesels oor ons tema vir hierdie jaar. Die psalms was vir Christene deur al die eeue 'n bron van blydskap, van sang en lof en aanbidding, en uit die aard van die saak, soos wat ek al verlede genoem het, as jy kyk na die klaagpsalms, dan sien jy die emosie, die rou emosie van mens wees. En wanneer jy dit saam met die Onse Vader bestudeer, dan sien jy 'n patroon of 'n riglyn, 'n voorbeeld vir ons as kinders van God. En wanneer jy in daai baie ernstige, moeilike omstandighede kom, dan het jy iets om op terug te val en te sê, maar weet jy wat? Voorheen het mense deur dieselfde moeilikheid gegaan, deur dieselfde omstandighede gegaan. Hierop kan ek bou, hierop kan ek staat maak. Hierdie mense het God aangeroep. Hulle was in nood, hulle was in bedreiging, en hulle het God aangeroep en God het gehelp. Dit is die geloofwaardigheid wat in ons harte gekweek word om op God staat te maak en op God te vertrou. Daarom dat 'n oggend soos hierdie vir ons so belangrik is om 'n eerste verjaarsdag te vier, nie omdat ons dink dis ietsie, maar om te sien hoe God ons gedra het in 'n jaar. En ons weet dat as iets uit God is, dan sal dit standhou. En dis God wat aan die werk is. Miskien ken jy vir Dietrich Bonhoeffer, hy baie goeie skrywer gewees, maar hy kom uit die konsentrasiekampe en in sy moedige stryd teen die Nazis in Duitsland, het hy volgehou dat Christene nie werklik kan leer bid tensy hulle na die psalms kyk nie. As jy die psalms lees en bestudeer, dan sien jy hoe kinders van God in hulle diepste nood uitroep na God. En ek kan myself indink vir iemand wat in daardie konsentrasiekampe was, verstaan iets van 'n diepe angs en 'n diepe nood. Maar u sal ook weet, ons elkeen het ons eie diepe angs en angstigheid en nood en behoefte. En dis vanuit daardie posisie wat ons die psalms dikwels gebruik om te sê, Here, u het in die verlede hierdie mense, al was dit as gevolg van hulle eie toedoen, wat ons ook in hierdie psalms sien, hulle eie toedoen dat u nog steeds, toe hulle geroep het, uitgehelp het. Want God sal nooit die een wat na hom toe kom wegwys nie. Hy sal nie. Dis soos die verlore seun wat na sy pa toe teruggekom het. Sy pa het hom nie verwyd nie, sy pa het hom omhels en terug verwelkom. Dis presies wat ons hier sien.
'n God, al het hulle gefouteer, al het hulle verkeerd gedoen en as gevolg van hulle sonde weggeloop het en teruggekom het, want God het dinge gelaat gebeur in hulle lewe, het God hulle omhels. Hy het ook gesê dat dit is 'n gevaarlike fout om te maak, om te dink dat die mens se hart sommer maar net van self kan bid. Is 'n dissipline. 'n Dissipline wat ons moet aanleer. En ek wil graag hê dat hierdie die begin sal wees van so 'n dissipline waar ons dankgebede offer na God toe, wie dit waardig is. Die oomblik wat jy begin dankie sê vir God, dan haal dit in elk geval die klem van jou af. En jou vaardigheid en jou vermoë en dit plaas dit op God. Hy sê die gevaar is ook dat ons kan baie keer verward raak en ons fokus op die mens plaas en nie op God nie. So die psalms is vol van hierdie menslike emosies, in gebed, in sang, in lofprysing, in klaagliedere, in hartseer en in danksegging. En dis waaroor hierdie psalm gaan. Dankie Here vir u trou. Let op die Here se dade en sy dade van trou. Wat 'n kosbare gedagte. En hierdie psalm, 'n dankpsalm vir mense wat uit nood gered is. Weet, ons het in gebedsleer altyd, ons dosente vir ons gesê, ons het altyd daai inkopieslys van Here, gee asseblief, Here, maak asseblief vir my, Here, help my, maar as dit kom by die dankie, dan ontbreek dit. En daarom is dank so belangrik. Here, dankie vir u verlossingsdade. En ons sien dit die mense wat verdwaal was, in 'n woestynland verdwaal was, gevangenes, siekes, mense in storms. Elkeen het uitgeroep na die Here. Elkeen het gevra, Here, help my. En die Here het gehoor. Soos die psalmdigter sê, o hoorder van gebed, geliefde, wanneer jy 'n dankoffergebed opstuur na die troon van God, God hoor. God hoor. God beantwoord gebed. Jy moet dit nie onderskat nie. Daarom dat ek vir u vanoggend kan sê, as ons moet begin noem van die gebede wat God beantwoord het in die laaste 12 maande van hierdie gemeente se bestaan, gaan ons lank besig bly. God wie voorsien het aan 'n gebou, aan fasiliteite. God wie voorsien in mense. God is goed. God beantwoord gebed. Dit is so duidelik. So duidelik. En daarom, kind van God, moet jy die geloof hê in jou hart, dat wanneer jy na die troon van genade gaan, soos Hebreërs sê, wanneer ek na die troon van genade gaan, kan ek vir u die waarborg gee, dat God hoor, sodat jy genade kan kry en barmhartigheid om op die regte tyd gehelp te word. Daai regte tyd is nie altyd in ons tyd nie, maar God se tyd. God hoor. Hoekom? Want Christus Jesus het vir ons daai weg gebaan. God hoor ons. Hy luister. Wat is my verantwoordelikheid? Soos hy gesê het in hierdie psalm, dat ons nie kan stil bly nie. Daar moet getuienisse wees. Daar moet getuig word van die wonderdade van God. Geliefdes, daarom is hierdie oggend vir my ook so belangrik, dat u kan sien, God is getrou. God het ons gedra. Elke tree wat ons gee. Dis wonderlik, is dit nie? God is goed. Jy weet, en vandag as ACK Hibiscus Coast is ons in hierdie selfde tradisie. Ons is in hierdie oomblik waar ons getuig, nie van volmaaktheid nie. Ek dink ons almal weet dat die mens is nie volmaak nie. Ons is nog nie in die hemel nie. Ons is nog nie verheerlik nie. Ons het almal ons swakpunte en ons gebreke en al hierdie dinge. Ons is mense. Ons maak foute.
Ons sondig dikwels, maar daar lê ook 'n stukkie volwassenheid daarin dat as jy gefouteer het, dan sê jy, ek is jammer, ons is vra om verskoning, ons maak reg en ons gee vergifnis. Ons is nie volmaak nie, maar ons is op pad. En ons reik daarna, jy weet ons soek God. Elkeen van ons individueel is op hierdie heiligmakingspad saam met God. En elke boodskap wat gelewer word en gelewer is hierdie afgelope 12 maande was van doel om jou voor te berei vir die hemel. Om jou te help op jou heiligmakingspad, om jou die gereedskap te gee om God te dien. En dit sal so wees ook as die Here ons spaar in die toekoms. Ons kyk na die gemeente en ons hoor getuienisse van verlossing, van lyding, van trou. Ons hoor dit. Ons beleef dit. Van liefde. Ons vier 'n jaar waar God sy mense bymekaar bring. Spontaan. Mense wie ons nie gedink het in hierdie omgewing is nie. God bring mense bymekaar, sy mense. Gebede word verhoor, 'n geestelike tuiste word gebou. 'n Plek van warmte en liefde en omgee. 'n Gesinskerk waar mense met talente en gawes gebruik word om vir God se koninkryk te werk. Ons vier God se goedheid. Kyk wat sê hierdie Psalm oor God se goedheid. Ons begin by vers 1, loof die Here want hy is goed. En dit word herhaal vir 5 keer in hierdie Psalm. Vers 8, hy moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense gedoen het. Vers 21, dieselfde. Party, hulle moet dankoffers bring en met blydskap van sy dade getuig. God se goedheid. Vers 31. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir die Here, vir God. Dit is die fokus, dit is die kern waarna ons kyk. God is liefde. God is goed en sy liefde hou vir ewig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy getrouheid, sy trou van geslag tot geslag. Die psalmis wys telkens hoe God mense uit die nood verlos het, en nie omdat hulle dit verdien het nie, maar omdat hy goed is. Geliefdes, hierdie gemeente staan nie omdat ons dit verdien nie. Nie omdat ons iets is nie, maar omdat God goed is. Omdat hy in beheer is. God se goedheid word op verskillende maniere in hierdie Psalm uitgebeeld. Ek gaan net die verse noem en net so, ek gaan nie baie daaroor sê nie. In vers 6, uit die nood is hulle verlos. Vers 9, hulle is versadig en die dorstiges is versadig en die hongeres is gevul. Vers 9. Vers 14, hulle het uit die duisternis en die doodskade weer uitgelei en hulle boeye is verbreek. In vers 20, hy het die siekes gesond gemaak en hulle van die dood gered. Hy het hulle in 'n storm gebring en God het die storm bedaar. Die seevaarders. Vers 29. Vers 41, hy rig die behoeftiges op uit ellende. God wat help. God wat red. En God se volk word opgeroep om dankbaar te wees, om 'n lofoffer te bring van dankbaarheid teenoor 'n goeie God. Geliefde, ken u hierdie goeie God? Het jy hom al so beleef? Miskien het jy daar in jou hart 'n getuienis van God se goedheid. Jy weet, ons wil graag hoor daarvan, jy kan dit dan nie net vir jouself hou nie. Maar God is goed. Dis wie hy is. En dit is ook nie maar net vir iemand in 'n solo stem opgedra nie. Dis 'n lied wat gesing moet word. Die mense moet weet, God is goed. 'n Koor van mense wat hierdie psalm sing tot eer van God. Nou ja, vir ons konteks vandag en vir ons
ACK, Hibiscus Coast, elkeen van ons, God het ons bymekaar gebring. God het vir ons 'n geestelike tuiste gegee. God het ons gedra toe ons onseker was. God het vir ons die antwoorde gegee toe ons nie geweet het wat is die antwoorde nie. Soms het ons nie geweet wat is die vrae nie en dan help die Here ons daarmee ook sodat ons kan reg bid. Die Here wat help. Die Here wat dra. En dit wat ons vier is nie die produk van mensehande nie, dis goddelik. God is aan die werk. En ons dank hom daarvoor. Soos ons sê, Soli Deo Gloria. Glory to God alone. Al die eer kom hom toe. Ons fokus, waarop hierdie Psalm ook wil fokus, is op wat werklik saak maak. Hier word 4 kategorieë van mense genoem. Situasies, scenario's, reisigers wat verdwaal het in die woestyn, gevangenes in die donkerte, vasgeketting in die ellende as gevolg van hulle eie verset teen God, dis vers 11. Siekes wat naby die dood is en seevaarders in lewensgevaar tydens storm. En hierdie beelde herinner ons aan wat werklik belangrik is. Wanneer jy kom in sulke lewensgevaarlike situasies, dan kan ek myself verbeel hoe wonderlik dit is om te weet waarheen jy op pad is as die reisigers verdwaal het. As ek dink aan die gevangenes in die donkerte, hoe wonderlik dit is om in vryheid te kan rondloop, die eenvoudigheid van die lewe, die siekes, hoe wonderlik dit is om gesond te wees. Die seevaarders in die storms op die see, hoe wonderlik dit is om op vaste grond te kan staan, sonder 'n storm. Dankbaarheid groei in die harte van die wat die verskil ken tussen die noodsaaklikhede en die luushede van hierdie wêreld. Soms kla ons, soos wat ons sê in Afrikaans, met die wit brood onder die arm. En soms met 2 van hulle. Maar God ken ons hart. En God weet. Soms kla ons oor die no-name brand skoene wat ons moet dra. Dan sien ons iemand wat in 'n rolstoel is. Wie se bene dalk geamputeer is. Dan besef ons, Here, dankie vir dit wat ek het. Dankie vir dit wat ek het. Dit kon so baie anders gewees het, maar Here, dankie vir dit wat ek het. Ek dink daar's iets daarin vir die immigrante ook, is dit nie? Here, dankie vir die vertroosting, Here, wat U gegee het. Vir die vastigheid wat ons het. Vir mense vir wie ons omgee en vir wat ons vir ons omgee en wat vir ons lief is. Here, dankie daarvoor. Here, dankie. U is so goed vir ons. Nou ja, as ons dink aan hierdie 4 situasies en scenario's van mense, dan dink ek aan die Nuwe Testament en die Here Jesus is die antwoord op al 4 hierdie situasies. Interessant. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die herder wat die weg wys. As jy hom volg en in sy voetspore loop, dink jy kan verdwaal? As hy die leidsman is en hy is die volëinder van die geloof en jy het hom in oog, kan jy verdwaal? Jy kan nie verdwaal nie. Hy is die herder wat voorloop. Is hy die een wat die gevangenes vrylaat? Dis waaroor hy gekom het, waarvoor hy gekom het. Is hy die groot geneesheer? Is hy die een wat dit ook in die praktyk gedoen het toe die storms woes geraak het vir die disippels, die storm stil gemaak het? As jy net vir 'n oomblik dink, hoe kan ons hierdie teks of hierdie Psalm oorvat na die Nuwe Testament, dan sê ek vanoggend vir u, met jou oog gefestig op die leidsman Christus Jesus, is hy die antwoord vir jou lewe. Die wêreld om ons kan ineenstort en mense kan sê dis chaos en die wêreld is in beroering en daar's nog iets wat Trump doen en is nog iets wat Putin doen en dit lyk so onstuimig. Maar as die oë gefestig is op Jesus, dan is die storms maar woes. En in jou eie lewe dan is die storms woes, maar hy is die leidsman en ek hou aan hom vas.
Maar die oomblik wat jy jou oë van die Here Jesus afhaal, dan gaan jy soos Petrus begin sink. En dikwels gebeur dit dat jy jou oë van hom afhaal, en hier by ons in die gemeente wil ons dit nie doen nie. Hy loop voor. Hy is die leidsman. Hy is die rots, hy is die fondasie. In elk geval, daar's geen ander wat ons kan lê nie. Hy en hy alleen. En hier in die gemeente is ons so dankbaar dat ons kan vier, dat daar verlore mense is wat die weg gevind het. Mense wat afgedwaal het, teruggekom het. Getuienisse, jy weet wat, Dominee Ludwig, weet jy wat? Ek was 5 jaar laas in 'n kerk gewees. Wat 'n wonderlike getuienis. Die Here wat die deure oopmaak sodat mense, nie dat die kerk iets is nie, maar die gemeenskap van gelowiges is verseker iets. 'n Geestelike tuiste vind, dorstige siele, mense wat dors is, wat soek na woord, wat soek na God, wat 'n plek vind. Die bron van ons hulp, vers 6, vers 13, vers 19, vers 28, die mense roep na die Here red. Hy is die bron. Hy is die bron van hulp. Hy is die bron van hoop, van heling, van hulp. Nie hulle self nie, nie ander mense nie, die Here. En daarom bely ons vandag in Psalm 127 vers 1, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs, of soek die wat daarin bou, te vergeefs. Daar is 'n bou wat aan die gang is, en mense wat hulle tyd en hulle energie en hulle geld en alles van dat hulle het gee, maar as die Here nie bou nie. Daarom is God in beheer. Dis waar die fokus is. Hy is die bron. En daarom, soos hierdie Psalm ook sê, vers 8, vers 15, vers 21, vers 31, neem ons die tyd om dankie te sê. Dankie Here vir u goedheid. Dankie Here vir u trou. Here, dankie vir u leiding. En kind van die Here, dit moet ook so wees, daar in jou binnekamer, daar by jou huis, kyk na jou lewe, gaan skryf neer. Here, dankie vir u trou. Ek sê vir u dankie vir, en lys dit maar. Maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie, maar Here, dankie. Dankie vir alles wat u vir ons is, wat u vir ons doen, wat u vir ons beteken. Dankie vir u liefde, Here. Ons staan vandag doelbewus stil daarvoor. Dankie, Here. Dankie vir elke persoon wat deel geword het van hierdie geestelike familie. Vir elke gebed, vir elke stukkie dienswerk. Maak nie saak hoe groot, hoe klein, maak nie saak of jy jou Saterdag opgegee het om te gaan boereworsrolle te verkoop, en of jy 7 uur op 'n Sondagoggend hier is om op te stel nie. Of jy 'n kinderbedieningsklasie het, of tee reg sit, maak nie saak nie. Ons doen dit vir God. Maar dankie Here, dankie vir elkeen wat hulle tyd en hulle energie en hulle alles gee daarvoor. Dankie vir elke getuienis wat ons geloof versterk. So die geheim van hierdie dankbaarheid, van hierdie trou wat ons kan verheerlik is, wees oop vir God se goedheid, sien dit raak, fokus op wat werklik saak maak, onthou waarvandaan jou hulp kom, baie eenvoudig, en natuurlik, neem tyd om dankie te sê. Nou ja, ACK Hibiscus Coast is deur die genade van die Here 1 jaar oud, en ons is so dankbaar vir God se goedheid. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie vir u genade. Ons kom met 'n nederige hart. En ons sê vir u dankie, Here.
U alleen is God. Dankie dat U ons gedra het. U was vir ons die helper toe dinge onseker was. U was vir ons die lig toe dinge 'n bietjie donker was. U was vir ons 'n hulp. U was vir ons krag toe ons swak was. En ons sê vir U dankie daarvoor. Deur U leiding, Here, kyk ons terug en ons sê, Here, tot hiertoe het U ons gedra. Ebenezer. En ons het die geloof in ons harte dat U ons ook in die toekoms sal dra. U het 'n plan met hierdie gemeente. U het 'n plan met elke individu in hierdie gemeente. Dankie vir 1 jaar van voorsiening. Dankie vir 1 jaar van genade op genade. U is ons rots. U is ons fondasie. Dankie dat U ons hoor wanneer ons roep. Vir elkeen van ons, dat dit ook vir ons 'n les is. In ons diepste nood. Maak nie saak hoe daai nood ontstaan het nie. Kan ons na U roep. En U sal uithelp. U sal red. Dankie daarvoor. Amen.